Goeiedag almal, baie welkom by In die Tunnel en dit is 'n jaar wat eintlik se kant toe staan, maar nog klomp sportaksie wat plaasvind. Dit is internasionaal en ook in Namibië. Al daar aan die kus daar by Namibië beswaak op moet begin die sportaksie bietjie meer raak as in die binneland. Maar kom ons kyk eens wat internasionaal gebeur. Daar's 'n klomp rugby en dit is die Europese kampioenskap. Snaaks om ook te praat van Suid-Afrikaanse spanne wat daarin speel. Baie kompeterend, baie sterk spanne van Europa. Dit is die Sharks, die Bulls en die Stormers wat in aksie is. En ons gaan daaroor gesels saam met Mike Potgieter onder andere. En dan ook sokker. Dis die Engelse Premier Liga wat voortgaan. Mikel Arteta van Arsenal gesels saam, ook Arne Slot van Liverpool. En dan is daar ook golf. Ons kyk na die Alfred Daniel wat daar in Johannesburg plaasvind, een van die voorlopers, gesels ook saam. So lekker, dit is waar die program gaan. Ons gesels by die afrigters en die spelers en ons hoor wat gebeur. En dan kyk ons ook wat in Namibië gebeur natuurlik. Maar ons skop af hierdie tunnel, ons draf uit, ons is gereed. Eerstens met die rugby, dis die Europese Kampioenskap beker. En dit is die Stormers wat die eerste wedstryd speel van daai groepering. Dit is Saterdag en dit is in Port Elizabeth in Gqeberta, nie in die Kaap nie. Dit is 'n tuiswedstryd vir die Stormers, maar hulle het so langs die kus afgegaan en hulle speel in Gqeberta. Dit is 'n 3 uur die afskoptyd en 'n moeilike wedstryd teen La Rochelle, een van Frankryk se top en sterkste spanne. Lekker om te sien dat die Stormers het nou so begin van Springbokke ook te kies. Kobus Reinagh en Sasha Vanbeek en Komazulu. Hulle is die skakelpaar. Hulle was natuurlik vir die afgelope 5, 6, 7 toetse van die Springbokke was hulle die Springbok skakelpaar. So interessant wees om te sien hoe hulle gaan inskakel vir die Stormers, hulle verseker versterk. Maar kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Ons het 'n bietjie gesels wat kan gebeur. Die Stormers teen La Rochelle. Maar dit is 'n tuiswedstryd vir die Stormers, maar tuis gaan dit in aanhalingstekens wees, want dit is Port Elizabeth, dit is dan op die kuslyn. Dit is dan nou weer nie see vir die Stormers, maar die ondersteuningsgroep gaan daarom sover om die rand van die Kaap ook nog al die pad na Gqeberta toe. Maar die Stormers wat daar speel teen La Rochelle, nou hulle sê hulle tuisveld op wat 'n bondgenoot is in die Kaap. Maar dit sal waarskynlik daarom die ondersteuning gaan goed genoeg wees dat jy tuis voel in Gqeberta. Ek moet sê, dis die een ding van as jy daar gaan speel, jy as span en speler word altyd baie goed ontvang. Ja. En ek dink dit het te doen met die min wedstryde en groot wedstryde wat werklik daar is. Ek dink dis die een ding wat ons in Suid-Afrikaanse rugbykringe mis, is goeie sterk rugby uit die Port Elizabeth of dan nou die Kaapberge area uit. En dis lekker om daar te gaan speel, dis lekker om te sien ondersteuners geniet dit en verwelkom dit. So, ek moet vir jou sê, alhoewel dit nie 'n tuisveldvoordeel is nie, dink ek La Rochelle gaan nog steeds voel, dis 'n wegwedstryd. Die span doen goed en daar was veral die verskil hierdie jaar in die Stormers was dat hulle 'n groot volume wen. Al hulle wegwedstryde sover gewen wat uiters moeilik is om te doen. As hulle op 'n manier hulle tuiswedstryde by dit kan sit, dan gaan hulle 'n goeie seisoen hê. Maar nog steeds die Europese Kampioenskap en hulle speel 'n baie moeilike groep. Die Leinster en Leicester is ook in 'n groep. La Rochelle wat baie goed is. Moeilike kompetisie om te speel, maar La Rochelle gaan baie moeilike teenstand wees. Soos ons gesien het hoe sterk die Franse spanne is, wat gebeur op beloftes die afgelope naweek. Ja, en ek moet vir jou sê, La Rochelle is daai een span wat altyd 'n bietjie van 'n doring in die vlees by die Stormers is. Ek moet vir jou sê, Stormers sukkel teen La Rochelle. Ek weet nie of La Rochelle regtig net sulke goeie individue het of hulle net eintlik baie goed voorberei teen die Stormers nie. Want La Rochelle is 'n span wat eintlik baie bestendig presteer, maar gly gewoonlik so effens hier in die Suid-Afrikaanse rondes wanneer hulle hier is. Maar vir een of ander rede het hulle altyd baie goed gedoen teen die Stormers. En ek hoop met die feit dat ons nou 'n bietjie wegspeel, maar steeds 'n tuisveld wedstryd het, kan La Rochelle so 'n bietjie gooi. Daar is heelwat Suid-Afrikaanse spelers betrokke in en om die La Rochelle geleedere, so vir baie van daai spelers voel dit, ons kom huis toe. Maar ek moet vir jou sê, Stormers is op 'n baie goeie plek. Hulle het goeie momentum. Iemand het eendag vir my gesê, losing becomes a habit, but winning as well. En ek dink die Stormers is in daai goed voel spasie, waar hulle weet hoe om wedstryde te wen weg, en dat hulle daai momentum sal terugbring hierdie kant. So laastens net, die Stormerspan is grootliks die span wat verlede jaar gespeel het, maar daar's een of twee nuwe gesigte wat ek dink 'n goeie impak maak. As mens dink aan soos Rowan Ackerman onder die voorspelers, Imad Khan is 'n nuwe skrimskakel wat mens die oog vang. Dure Matthee begin sy voete vind en dan 'n leenspelers soos Dylan Maar. Al die spelers wat bygekom het by die Stormers, dit voel my al die name wat ek nou genoem het 'n bydrae gelewer. Ja, ek dink daar's 'n baie goeie dinamika in die span en dis die teenoorgestelde wat jy eintlik half ervaar by iemand soos die Sharks. Daar voel vir my iets meer regter in die dinamika van die span. Waar by die Stormers voel dit asof daai band tussen die spelers daar is. En jy het nou 'n hele paar spelers genoem, maar een van die spelers wat op die stadium my oog vang week in week uit is iemand soos Paul de Villiers. Hy bring sy kant, hy's 'n speler wat lei van voor af. Ons weet natuurlik hy het daai leierseienskappe. Hy was kaptein van die junior Springbokke gewees. So dit is 'n speler wat jy definitief kan hou in jou midde en wat iets bring, nie net van die veld of nie, maar op die veld ook. En ek dink dis op die stadium waar die Stormers baie goed is. Ons het verlede week gesê as die Stormers kan beseringsvry bly,
gaan die Stormers 'n doring in baie spanne se vlees wees hierdie jaar en ek dink dit is gevolg van daai dinamika in die span. Also dankie Mike, ja lekker een in Port Elizabeth of in Gilberta, mens moet gewoond raak aan die nuwe name en is die Stormers 3 uur afskoptyd teen La Rochelle. Sharks 'n moeilike wedstryd teen Saracens, maar hulle het 'n sterk span gekies, 'n klomp Springbokke wat ook in daai span gekies is. Lekker om te sien dat Ethan Hooker byvoorbeeld op senter speel en saam met Estreisen, Andrei Estreisen wat kaptein is ook van die span. So 'n sterk span, Siya Kolisi ook in daai span. Hulle speel teen Saracens en dit is in Durban, dit is 4:15 is daai afskoptyd en ek en Mike Potgieter het ook gesels oor die wedstryd Sharks teen Saracens. Maar ek het 'n tuiswedstryd vir die Sharks teen Saracens. Hulle het 'n tuiswedstryd en 'n tuiswen dringend nodig. Saracens is baie gedigte teenstanders. Dit is 'n nuwe afrigter ook. John Plumtree het nou klaargemaak. Daai veranderinge kan of dit werk baie goed of dit vat jou tyd om by mekaar te kom. Moeilik om te sê wat kan gebeur Saterdag, maar enige iets, een of ander verandering is ten minste nou nodig. Miskien is 'n nuwe afrigter, 'n nuwe stem in die kleedkamer die verskil wat hulle nodig het. Ja, ek moet vir jou sê, ek dink John Plumtree kom met 'n geweldige goeie CV vir verskeie spanne waarby hy betrokke was. Dis nie die eerste keer wat hy by die Sharks betrokke is nie. En dis ook nie die eerste keer dat John Plumtree by die Sharks so halwe gemengde welslae ervaar nie. Ek dink JP Pietersen, oud Springbok, baie ervare speler, hy kom met baie kundigheid na die span toe, dis daar nie 'n nuwe gesig in die gemeenskap nie, die mense ken hom by die Sharks, hy was ook betrokke by die afrigtingsrolle in en om die verskeie vlakke by die Sharks. So ek dink dit is soos jy sê, miskien kom 'n nuwe uitkyk dalk op die regte tyd vir die Sharks, want dit is wat nodig is. Ja, en hulle het die Mossie spelers, hulle diepte, hulle het verskeie Springbokke in die span. Miskien die tuisveld speel, so kundig is dit meeste van die tyd die geval, maar hulle is een wen weg om die momentum weer te draai. Maar as hulle Saterdag gaan swaar kry, dan gaan dit 'n lang seisoen raak. Want dan het jy nie eintlik vreeslik baie om op terug te val nie. Ja, en ek dink vir altyd 'n span soos Saracens, soos jy sê, jy's daai een wen weg van jou hele seisoen draai. En as jy die span soos Saracens ore kan aansit of uitoorlê op 'n tuisveld, dan is dit amper half asof jy sê, okay, my seisoen begin nou. En ek dink dis wat nodig is. Jy het net nodig om te wen. Dis nie nodig om ver of groot te wen nie, dis net nodig om te wen, om daai bietjie selfvertroue weer te restoreer. En soos ons sê, miskien is JP Pietersen die speler wat juis as gevolg van die feit dat hy 'n oud speler is en weet wat verwag word van jou as speler by die Sharks, wel kan gaan en sê, weet jy, ek weet wat die mense van die Natal area nodig het in die Sharks. En dis wat ons het. Ja, daar's baie dinge van die veld af wat die Sharks 'n bietjie belemmer, iemand soos Evan Etzebeth wat nie beskikbaar is nie, maar baie spelers wat terugkom wel. En hulle gaan staat maak op daai senior spelers wat wel terugkom vir hierdie wedstryd om hulle hand op te steek en hierdie seisoen te draai. Wat die Engelse klubs baie moeilik maak is dat hulle is eintlik in effek 'n internasionale span, want hulle het soveel spelers van ander lande wat daarin speel. En dis 'n baie sterk kompeterende liga. Die Engelse Premier Liga is baie sterk. En dit maak Saracens 'n moeilike span. Ja, definitief. En Saracens is daai een Engelse span wat almal eintlik al dophou. Dis amper die Leinster span van Engeland. Dit is daai bestendige span, 'n span wat weet hoe om trofees te wen, 'n span wat geweldig ervare is, soos jy sê, met geweldig baie internasionale sterre wat deel is van hierdie groter prentjie van die Saracens. En ek dink daar's ook baie Suid-Afrikaanse wortels by Saracens. As ons kyk hoeveel oud Suid-Afrikaanse spelers het al by Saracens gaan draai. Dit is 'n span wat vir Suid-Afrika ook baie na in die hart is. 'n Span wat Durban toe sal kom en sal voel, weet jy wat, ons is nie heeltemal so ver weg van die huis af nie. En dit mag dalk net die een ding wees waarop die Saracens span gaan staat maak om teen 'n sukkelende Sharks span oorwinning te kry. Ja, dankie Mike. Ja, dit is die Sharks wat nie goed na die afgelope paar wedstryde nie. So met al die Springbokke ook terug, dink ek sal 'n ander span wees, 'n moeilike span wees om te klop. En dan van die ander wedstryde wat die naweek plaasvind, dit is Clermont wat speel teen Sale Shark ook 4:15 en dit is nog alles Saterdag en Glenelg Scarlets wat speel teen Bordeaux en Munster teen Gloucester en Glasgow Warriors teen Stade Toulouse en dit is 2 uur Saterdag en dan is daar ook nog Sondag is daar ook wedstryde en dit is veral die ene die Northampton Saints wat speel teen die Bulls. Dit is 4:15 Sondag. Dit is 'n groot ook en die Bulls wat effens momentum verloor het die afgelope naweek, maar hulle gaan nou ry al die pad of vlieg al die pad na Northampton Saints. Moeilike wedstryd daar. Die afskop is 4:15 en kom ons hoor wat sê Mike Potgieter oor daai wedstryd. Dit is die Bulls wegwedstryd teen Northampton Saints wat hulle speel. Natuurlik 'n heel ander deel van die halfronde nou. Dis 'n koeler wedstryd vir hulle. Dit is al die ding wat verander van Pretoria af. Partykeer lekker om te gaan toer as jy nou uit 'n teleurstellende uitslag gekom het. Baie keer trek 'n toer jou saam. Dis sal die Bulls sal hoop dat dit die geval is. Ja, ek moet vir jou sê die Bulls is op 'n moeilike plek.
Dit is 'n span met die spelers, dis 'n span wat verlede week 'n baie groot aantal Springbokke terug verwelkom het in hulle midde en steeds nie die oorwinning kon kry nie. So dit is 'n span wat ek dink baie vrae het om te antwoord, maar hulle self vra ook, dink ek, vra. En dan is iets soos 'n toer altyd lekker om bietjie kameraderie tussen die spelers te bring, jou uit jou omgewing uit te vat waar daar baie druk is, waar jy nie noodwendig in 'n kar klim en uitklim om brood te koop en iemand sê vir jou, "Oh, jy's vir 'n tough game nie." Hier kom jy nou op 'n toer, jy kan 'n roomhuis gaan eet, jy kan 'n koffie gaan drink, jy kan beweeg amper half sonder enige druk op jou. En ek dink dis baie keer wat 'n span soos dit nodig het. Die inmeng van die Springbokke lyk my vir elke span het maar so 'n bietjie van 'n uitdaging. Die Europese span het ook effens gesukkel, Manstrid gesukkel toe die Ierland spelers terugkom teen die Stormers. Ek het gedink die Bulls in die tweede helfte met juist daai sterk bank wat terugkom in effek die Springbok voorhy en ook Roan Nortje, Elrich Lou, vir my gelyk dat hulle in die tweede helfte juist sterker sal wees. Hulle was voor rustyd, maar die tweede helfte heeltemal weggeval en selfs met Pollard op die veld het hy stiller geraak, baie goed gespeel in die eerste helfte. Dink jy dis maar 'n proses vir daai Springbok om hulle voete te vind ook? Ja, ek dink dis amper half die druk wat hulle self op hulle sit ook. Is hulle verwag amper half as ek was nou by die Springbokke gewees, ek moet inkom en dadelik die span red en die ridder op die wit perd wees. En ek dink daai individuele druk wat jy op jouself sit, plus die druk wat die skare op jou sit om te presteer, want hulle weet hier kom al hierdie groot name nou terug. Ek dink baie keer verwag ons as ondersteuners amper half dat hierdie spelers dit dadelik sal omdraai. Maar iets wat ons moet in gedagte hou is hierdie spelers was weg gewees terwyl die span, die groter kern van die span voorberei het en mekaar beter leer ken het. Jy breek amper die momentum van daai voorbereidingstyd wat jy gehad het om nuwe spelers nou in te bring, al is hulle deel van die groter prentjie. En ek dink ou onderskat dit baie keer veral teen spanne wat onbekend is vir jou. Sit by nou nog onbekende omgewings ensovoorts op. So ek dink ons sit baie druk daarop en glo dat dit die impak sal wees wat nodig is, maar ek dink regtig daai momentum breek en ek dink spelers soos Andrei Pollard wat ook nie baie wedstryde nou gespeel het vir die Springbokke nie, moet eers weer 'n bietjie wedstrydtyd om dit wel te kry. Ja, dankie Mike. Ja, dit is 'n interessante wedstryd. Die Bulls teen Northampton Saints, moeilik om so heen en weer te vlieg, noordelike suidelike halfrond. Soms werk dit vir jou, soms werk dit teen jou, maar een ding wat verseker is, dit is bepaald warmer in die suidelike halfrond tans as in die noordelike halfrond, so daar moet die spelers maar aanpas soos jy rond beweeg. Daar's ook 'n wedstryd wat gespeel word in die Europese uitdag. Dis ook rugby uitdagkompetisie en die Cheetahs is in aksie tuis teen Stade Francais. Dis 'n lekker wedstryd in Bloemfontein. Dit is 3:00 die middag. So sterkte aan daai manne in Bloemfontein vir daai ene. Kom ons vat 'n advertensiebreek. As ons terugkom, dan gaan ons kyk wat alles by sokker gebeur, die Engelse Premierliga. Welkom terug by in die tunnel, ons gesels sport internasionaal en ook in Namibië en dit is nog baie sport wat in Desember plaasvind, veral die sokker gaan nie ophou nie, hulle speel al die 16de ronde van die Engelse Premierliga daar in Brittanje natuurlik en dit is nog steeds Arsenal wat vasklou aan hulle voorsprong, hulle 33 ligapunte en 31 ligapunte, net 2 agter hulle is Manchester City, so dis baie naby daar in die boonste 2, kyk wat die komende naweek gebeur en is ook Aston Villa wat baie goed doen op hierdie stadium in die 3de plek, so dit is, soos die Engelse sê, all to play for, dit is val Arsenal wat gaan probeer vasklou aan die voorsprong, hulle het 'n makliker wedstryd die komende naweek, hulle speel teen die span wat deel onder aan die punteleer, ons gaan nou daaroor praat, maar eerstens kom ons kyk watter wedstryde word gespeel Saterdag, Chelsea speel teen Everton, dit is 5:00, en dan Liverpool speel teen Brighton, en kom ons hoor wat sê Arne Slot, en in die nuus die afgelope paar dae was gewees Mo Salah, een van die spelers van Liverpool wat nie te gelukkig is nie, hy het 'n paar stellings gemaak by 'n media konferensie gesê dat hy word onder die bus gegooi, hy is nie met die Liverpool wat sukkel hierdie jaar, en kom ons hoor eerstens wat sê Arne Slot, net in verhouding, die verhouding saam met Mo Salah en wat al alles gepraat is met Mo Salah saam met bestuur. We've spoken a lot in the last
week after the Sunderland game, I think there have been a lot of conversations between his representatives and ours, our representatives and him, between him and me, after the Sunderland game. And today I will speak to him again. Have you had an apology though, or do you need an apology? Not be the last one. Normally I would say you've had your 3 questions. I think this is the 4th or the 5th, but same answer again. Travis? Dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool, het 'n moeilike taak. Hy moet die spelers bymekaar hou, hy moet takties ook reg wees. Verdedigende kampioen, lyk of hierdie jaar dit nie gaan regkry nie. Jy weet nooit, hulle kan dalk nou die seisoen nog omdraai, maar hulle sal 'n hele paar punte agter die voorlopers. Maar kom ons hoor ek wat sê Arne Slot, dis 'n wedstryd teen Brighton wat hulle speel Saterdag. Sy mening sommer net vir die wedstryd komende Saterdag. No, I think apart from being unbeaten, I think we've shown that have been a team in the last 4 games that were indeed difficult to beat. That was difficult to create chances against us. Team worked really hard, put a lot of effort in. Have been again a bit unlucky in the results, but showed great resilience. 4 games in 10 days with not a lot of players available. Is I think a compliment to the players that were available, how they managed to get, first of all, some results, and second of all, the work rate they've put in. Dan Arne Slot, die afrigter van Liverpool in daai wedstryd teen Brighton se afskoptyd is 5:00 Saterdagmiddag. Burnley speel ook teen Fulham, dit is 7:30 wat daai wedstryd is, en Burnley wat 'n nuwe afrigter het in Scott Parker, en hy's baie ervare ook, en ons as aan hom gevra hoe belangrik dit is, die ervare spelers, behalwe ervare afrigter, die ervare spelers in die Burnley groep, hierso is Scott Parker. Yeah, for sure. Look, there's always a lot of factors in that, and them factors, when you look at it and you break it down, they're constant learning for a club like us, that you're looking at other clubs of the same stature or the same circumstances what they faced, and both these clubs have faced that. So they're constant references certainly for a club like us to look at them, and there's many other examples as well. But yeah, that's what you're constantly doing. We're constantly learning, constantly trying to improve, learn from your mistakes, because they happen, and that's part and parcel of this quick football world that we're in. But we learn from it, and certainly look at others to see where we can improve as well. Dan Scott Parker, die afrigter van Burnley, en daai wedstryd is 7:30 teen Fulham. Arsenal wat dan tuis speel ook teen Wolverhampton. Daai wedstryd is 10:00 die aand. Belangrike wedstryd vir Arsenal om die voorsprong te kan behou op die puntlys natuurlik. Wolverhampton sukkel, hulle is kon glad nog nie 'n wedstryd wen nie. Hulle is heel onlaaste op die punteleer op hierdie stadium. Kom ons hoor wat se Mikel Arteta veral oor beserings. Dis Arsenal wat sukkel met 'n klomp beserings, en hierso is die afrigter van Arsenal. Hi Mikel, so since the start of last season there's been 93 injuries at Arsenal across the Premier League. Only Brighton have got more than 97. Is that just luck? Is it what do you think is the reasons behind it? Because obviously it's a very big toll compared to the other teams in the league. Yeah, well, I think you have to separate the kind of injuries that they are, and some of them they've been long-term and acute injuries, especially with some of the key players that keep you a lot of days out. But yeah, it's something that we are constantly looking at. As I said as well, we have played a lot of games with a lot of players missing, that puts a lot of stress, and then more injuries. But we are on it, and I'm really happy what we're doing in terms of the medical stuff and everything that we are trying to bring together. But sometimes as well, we need some things to go in our side. Dit dan Mikel Arteta, hy is die afrigter van Arsenal. Hulle het probeer vasklou na 2 punte voorsprong teen Manchester City. Daar's ook Sondag 'n paar wedstryde. Dit is Crystal Palace teen Manchester City. Juist, dit is 4:00 wat daai wedstryd is. Dan Nottingham Forest teen Tottenham Hotspur ook 4:00. Sunderland teen Newcastle, en dan West Ham wat speel teen Aston Villa, en Brentford teen Leeds. So dit is lekker sokker om na uit te kyk. Dit is die Engelse Premier Liga, en dan Maandag is daar nog een, dit is Manchester United wat speel teen Bournemouth. So is 'n besige naweek van die Engelse Premier Liga.
Ook op die cricketveld, dit is die derde eendag die T20 internasionale wedstryd wat Suid-Afrika aanspeel, dis in Dharamsala en dit is 1-1, hulle speel 5 T20 wedstryde. Suid-Afrika het goed gedoen, Quinton de Kock 90 lopies aangeteken van 46 balle in die tweede wedstryd. So Suid-Afrika wen die tweede ene, Indië die eerste ene gewen, nou is die derde ene, dis 'n reeks van 5 en dit is 3:30 wat daai wedstryd begin in Namibië se tyd en dit is 'n lekker T20 internasionale cricket, die Proteas, die manspan teen Indië. Dan van die cricketveld gaan ons na die golfbaan toe, dis die Alfred Daniel, dit is wat gespeel word by die Royal Johannesburg golfbaan in Johannesburg natuurlik en dit is die beroepsspelers wat wys dat hulle speel baie goeie golf op daai baan, sukkel om teenstand te bied teen die goeie spel van die beroepsspelers. Laat tellings gewees in die eerste ronde, dis die Junior Chakara wat 900 gespeel, 63 in die eerste ronde. Tristan Lawrence ook 800 baansyfer, Brendan Grace 700. So dit is goeie rondes na die eerste ronde gewees. Maar kom ons hoor wat sê Eugenio Chacarrara en hy was die voorloper na daai baie mooi 63. Hy het met ons gesels. Yeah, it was nice. I think I play really good golf. I've been playing really good golf last week too. It's just how golf each score wasn't there, but I trust the plan that I have with my caddy, and I think we did a tremendous job. Obviously, the course is playing a little easier, being softer, but I mean, it's still you need to hit the shots out there, and yeah, happy with the start. But like you said, it's only the first round. It's a lot of golf left. And even when you did drop a shot, you managed to come back nicely. Yeah, it's just one drop shot. It's the only I didn't miss a green today, so it was a 3-putt that came from nowhere. But I mean, it's just golf. You know, I made some others that made up for that 3-putt. But yeah, happy with how I played, happy with how I hit the ball, and obviously happy with the score. Dit dan Eugenio Chacarrara en daai toernooi gaan natuurlik voort. Dit word Sondag, dis die 4de ronde. Ek kan miskien nog vinnig noem Jaden Schaffer wat baie goed gedoen het by die Sun City uitdag toernooi die afgelope naweek. My tweede gekom daar in die tweede ronde baie goed gedoen in die Alfred Daniel. Hy het 8 onder baansyfer 64 gespeel, so hy is 13 onder na die 2 rondes. So hy gaan verseker ook weer daar onder die voorlopers wees oor die naweek. Ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, dan gesels ons Namibië se sport. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. Welkom terug by die Tunnel. Ons gesels internasionale sport en ook Namibië se sport. Nou, as 'n klomp lekker sport in Namibië natuurlik ook. Baie van die fokus gaan na die kusse kant toe, maar kom ons praat ook eers, daar's 'n fokus in Suid-Afrika en Kaapstad ook op die stadium. Dis die binneshuise in Kaapstad, die Nkosi Cup wat gespeel word. Dis die vroue wat daar in aksie is, lekker wedstryde, sterk spanne. Van die wedstryde wat ek kan noem is Australië speel teen Zimbabwe Saterdag 9uur en dat die mans is dit Australië teen Nieu-Seeland, dit is 20:10. Die vroue dans Namibië in aksie teen Nieu-Seeland, dit is 11:40 en dit is Suid-Afrika se mans teen VSA, dit is 1uur wat dit gespeel word. Zimbabwe is ook daar in aksie en die vroue van Suid-Afrika speel teen Australië, dit is 6:40 en Namibië se mans teen Australië, dit is 8uur Saterdag aand en dit is lekker opwindende hokkie. Dit kan gevolg word ook op Supersport om dit te kyk. So sterkte vir die mans en vroues daar in Kaapstad. Ook netbal, dit is die Afrika Cup in Lilongwe daar in Malawi. Dit is Namibië se Debmarine Desert Jewels wat daar in aksie is. En vir dit is ook daar word uitgesaai op die Facebook van Netball Association of Malawi om dit te volg. En daar is ook uitspeel wat die naweek plaasvind.
En as dit lekker sokker ook, dit is Namibië se Premier Liga wat voortgaan. Daar is 'n sokker reg oor Namibië, dis van Otjiwarongo, daar speel Mighty Gungers teen Young Africa. Dit is 2 uur wat dit is Saterdag by die UNAM stadion onder andere wat ek kan noem. Dit is UNAM voetbalklub teen African Stars 4 uur. Dis 'n groot ene en by die Onafhanklikheidsstadion ook 'n Bucks Buccaneers teen KK Palace. Dit is 4 uur. So daar's ook by Okahanya, daar's by Walvis Bay ook wedstryde. Dit is onder andere 11 Arrows teen Yolingo Athletic en ook by Walvis Bay Blue Waters teen Rundu Chiefs. Dit is 4:30 en manne ry ver van Rundu af al die pad na Walvis Bay. Dan Sondag is dit groot driekamp, is altyd 'n groot hoogtepunt. Die sport begin ons skuif na die kusse kant toe, dis by die mole tussen Swakopmund. Dis FNB Sandman Triathlon die driekamp en daar's individueel en span kompetisies. Die ultra is 1,9 swem, dis baie ver dan 90 km fietsry, 21 km draf. Dit begin al 7 uur en dan die standaard is 'n 1 km swem, dis om so klein bietjie korter, 40 km fietsry en 10 km draf. En dan 8 uur is dit die sprint, dis bietjie vinniger, 400 meter swem en 'n 20 km fietsry en 3 km hardloop. So dit is heerlik aksie daar by die mole, daar by Swakopmund en gaan kyk dit gerus, dit is al so deel van die vakansie atmosfeer. Nou ja, sterkte daar vir almal natuurlik met die driekamp en daarmee verstaan ons eers vir al die besige sport naweek se aksie internasionaal en ook in Namibië. Ek gaan vir al die rugby kyk wat die Bulls, Stormers en Sharks in aksie is, lekker sterk rugby daai. Engelse Premier Liga altyd interessant om te kyk en dan daai golf in Johannesburg, kyk of Louis Oosthuizen veral 'n bietjie terugkeer daar kan maak, maar 'n baie lekker sport naweek vir almal en groete tot volgende Vrydag.